Goeiemôre aan elkeen en baie welkom by Parelberg se oordenking vanoggend. Ek groet u graag in die naam van die Here ons God. Hy van wie Paulus in Handelinge 17 sê dat hy nie ver van enige een van ons af is nie, want, sê Paulus, deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Baie welkom by hierdie oordenking. Kom ons bid nou saam. Ons dank U, ons Hemelse Vader, vir hierdie dag. Die dag waarop ons elke week Jesus se opstanding uit die dood kan herdenk. Ons dank U vir U goedheid en U liefde en U genade. Dit is ons 'n baie groot voorreg om U kinders te mag wees en om U te mag ken. Baie dankie ook dat U vir ons U woord gegee het, wat vir ons soos 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet is. Praat asseblief ook nou deur U woord met ons elkeen en versterk ons vir ons lewe as Jesus se disippels in hierdie wêreld. Ons bid dit dan ook in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Paulus se brief aan die Kolossense, Kolossense 1 vers 21 tot 23. Paulus sê: Ook julle was voorheen ver van God af en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof, en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is, en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Wanneer 'n mens hoop verloor, is jy in die moeilikheid. Sonder hoop is die bulte wat vandag en môre en oormôre op jou pad vir jou wag, net eenvoudig te styl. En sonder hoop kan dit gebeur dat jy dalk te gou moed verloor en tou opgooi, voordat dit nog nodig is. En in hierdie tyd van die COVID-virus met al die verwoesting wat hy met hom saambring, dink ek is dit baie nodig dat ons as Christene met mekaar moet praat oor hoop. Vers 23 wat ons gelees het, praat van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het. Die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het. Baie belangrik, Paulus praat dan hier spesifiek van ons Christelike hoop. Want dit is 'n hoop wat in ons ontstaan het, omdat ons die evangelie, die goeie nuus oor Jesus, gehoor het en aanvaar het en geglo het. En hierdie hoop is nie sommer enige soort hoop nie. Soos wanneer ons sal sê, ek hoop vir die beste, maar eintlik vrees ek die ergste nie. Ons Christelike hoop is nie so 'n onseker en vreesagtige soort hoop nie. Nee, dit is 'n hoop wat vas staan. Dis die vaste oortuiging in ons, dat God vir ons oneindig lief het, en dat hy sy beloftes aan ons sal waarmaak. Dis die vaste oortuiging in ons, dat die Here getrou is, en dat hy daarom alles sal doen, ook aan ons en vir ons, wat hy in die woord beloof het, nou en ook in die toekoms. En met so 'n hoop, met so 'n Christelike hoop, daarmee kan ons heeltemal anders in die wêreld gaan leef. Dit maak 'n groot verskil aan ons lewens. Dit gee vir ons moed, dit gee vir ons krag, dit gee vir ons deursettingsvermoë. Maar sonder hoop is ons in die moeilikheid. Ek het op 'n keer by 'n konferensie iemand baie treffend oor ons Christelike hoop oor praat. Die persoon het 4 verskillende punte oor hoop beklemtoon, en ek dink dis belangrik vir ons almal om dalk daarna te luister vanoggend. Ook vir ons wat voor allerlei uitdagings staan in ons eie lewens en in ons land, en dan natuurlik ook in hierdie baie moeilike tyd van die virus. So wat het hierdie spreker alles oor ons Christelike hoop gesê? Die eerste ding wat hy gesê het is, ons Christelike hoop sê, dinge kan en sal anders wees. Dinge kan en sal anders wees. Dit beteken byvoorbeeld dat hierdie
sekere probleem in my lewe of in my kinders se lewe of in ons land, dat hierdie probleem wat op die oomblik onoplosbaar lyk, dat dit kan en sal anders lyk vorentoe. Die werklikheid, soos hy nou vir ons lyk, sal nie die laaste sê nie. Nee, die Here het die laaste sê. En op sy tyd sal hy ook 'n oplossing gee. En aan die einde van die tyd, soos ons dit ken, sal die Here ook alles nuut maak. Ja, ons Christelike hoop het ook te doen met die Here se belofte dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan kom. Maar dit kan ons weet, dinge kan en sal anders wees. Al lyk dit dalk nie op die oomblik so nie, dit kan en sal anders wees. En dit is die eerste ding wat die hoop hier binne in ons dan vir ons beteken. Die tweede ding wat die spreker by die konferensie gesê het is, ons Christelike hoop sê, die toekoms is vol moontlikhede. Die toekoms is vol moontlikhede. Dit beteken, die toekoms is nie net soos 'n klaar voltooide film waarin ek bloot 'n akteur is, en waarin ek nie 'n eie unieke bydrae kan maak nie. Nee, die Here wil elkeen van ons en die bydrae wat ons kan maak, elke dag gebruik. Ons kan ook sê, hy wil vir ons as medewerkers gebruik. Daarom dat Parelberg ook voorheen as lese gehad het, gestuurde medewerkers in God se wingerd. Die Here wil ons vandag, maar ook in die toekoms, gebruik as sy medewerkers. Daarom moet ons ook nie bang wees vir die toekoms nie. Moet ons die moontlikhede daarvan voluit benut. Ons moet aan die toekoms dink as die tyd wat die Here vir ons nog wil gee, om met hom saam te werk, sodat sy koninkryk al meer en meer kan kom. So is die toekoms vir ons elkeen vol moontlikhede. Dit is nie maar net soos 'n klaar voltooide film, waarin ons dan nie enige unieke bydrae kan lewer nie. Dit bring ons by die derde ding wat die spreker by die konferensie gesê het. Hy het gesê, ons Christelike hoop is nie 'n leë belofte nie, maar is vervulbaar. Dit is nie 'n leë belofte nie, maar dit is vervulbaar. En daarom moet ons as Christene ook nou reeds vir die wêreld begin wys dat hierdie hoop vervulbaar is. En as ons vra maar, hoe kan ons dit help wys? Dan is die basiese antwoord deur die evangelie, die goeie nuus oor Jesus uit te dra en ook prakties uit te leef. As ons byvoorbeeld kan help dat honger mense kos kry om te eet, dat verlore mense gehelp word om by die Here uit te kom, of kan help dat ons as verskillende bevolkingsgroepe in ons land in harmonie kan saamleef, dan is ons besig om sigbare tekens van hoop op te rig. Tekens wat wys dat die Christelike hoop vervulbaar is. Dat dit nie net by 'n droom sal bly nie, maar dat dit ook 'n werklikheid sal word. Tekens is reeds daar. Ons hoop is nie net 'n leë belofte nie, maar dit word al meer en meer elke dag 'n werklikheid. Die vierde en laaste ding wat die spreker by die konferensie gesê het, is ons Christelike hoop ontsluit kreatiwiteit. Dit ontsluit kreatiwiteit. Dit beteken, dit maak van ons skepende mense, kreatiewe mense, mense wat skepend en vernuwend kan dink en werk. Dit help ons om nuwe oplossings vir probleme te vind, om nuwe planne te maak waar ons dalk vashaak. Bekende sakeman Anton Rupert het gesê, vrees vir die toekoms en pessimisme dam skepende energie op. Vrees vir die toekoms en pessimisme dam skepende energie op. Maar ons Christelike hoop laat breek hierdie damwal van vrees en pessimisme. Dit maak ons kreatief, sodat ons nuwe oplossings kan vind en nuwe planne kan beraam. Ons gooi nie tou op nie. Nee, ons maak hoopvol nuwe planne. Miskien moet ek net weer die 4 punte van die spreker by die konferensie herhaal. Hy het gesê, nommer 1, ons Christelike hoop sê, dinge kan en sal anders wees. 2, die toekoms is vol moontlikhede. 3, ons Christelike hoop is nie 'n leë belofte nie, maar is vervulbaar. En 4, dit ontsluit kreatiwiteit. Nou wil ek graag ons oordeenking afsluit met 'n storieetjie wat wys watter groot verskil ons Christelike hoop kan maak. Die storie gaan eintlik oor 'n meisie, sy was in daardie tyd nog baie jonk, Marie Durant, 'n Franse meisie wat in die 18de eeu geleef het. Sy was maar 15 jaar oud
toe sy vanweë haar protestantse geloof in 'n toring toegesluit is deur die Romeinse Rooms-Katolieke owerheid. Dit was kort na die herroeping van die Edik van Nantes, waarna die protestante Moskwaai vervolg is. En Marie Durand is toe gearresteer en sy is vir 38 jaar lank in 'n toring toegesluit. En in daardie tyd kon sy blykbaar net 'n paar skreefies lig sien en die gesigte van haar bewaarders. Maar sy het haar nie deur haar omstandighede laat oorweldig. Sy het ten spyte van alles staande gebly. En hoe kon sy dit regkry? Sy kon dit doen omdat sy haar Christelike geloof en haar Christelike hoop behou het. Een bewys hiervan was dat sy op 'n klip in haar sel 'n woord in Frans uitgekrap het wat sê weerstaan of hou aan en hou uit. In Afrikaans sou ons dalk wou sê byt vas. Of ons sou dit ook in Paulus se taal van Kolossense 1 vers 23 kon sê, moet jou nie laat losruk van die hoop wat deur die evangelie in jou gewek is nie. Moet jou nie laat losruk van hierdie baie besondere hoop nie. Mag die Here ons dan elkeen help om met die hulp van ons baie kosbare Christelike hoop die toekoms sonder vrees in te gaan. Kom ons bid weer saam. Baie dankie Hemelse Vader vir die hoop wat in ons gewek is, deur die evangelie wat ons gehoor het, die goeie nuus oor ons verlosser Jesus Christus. Ons bid dat U hierdie hoop in ons lewend en brandend sal hou. Dat U ook in tye van beproewing, soos in hierdie tyd van die virus, vir ons sal help om nie hoop en moed te verloor nie. Ons dra vir almal wat siek is en op ander maniere swaar kry aan U op. Mag hulle U teenwoordigheid kan aanvoel en mag hulle ook ervaar hoe U self vir hulle ondersteun en dra. Dankie dat ons hierdie dinge met vrymoedigheid mag bid en vra. Ons doen dit in die naam van Jesus. Amen. Ons kom aan die einde van ons oordenking en ons luister nou na lied 190 uit ons liedboek, Grote God, aan U die eer. Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees en bly. Amen. Ek wens graag vir julle baie mooi Sondag verder toe en ook baie sterkte vir die week wat voorlê.